Ons het reeds oor die belangrikheid van die liggaam gepraat. En nou kom ons by 'n baie interessante ander aspek, naamlik seksualiteit. 1 Korintiërs 7 vers 5 lees soos volg: Moenie vir mekaar omgang weier nie, behalwe met wederwysige toestemming en net vir 'n bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy. Daarna moet julle weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie. Die term omgang verwys natuurlik na seksuele verkeer, en uit die aard van die saak verwys ons hier na die seksuele verkeer tussen 'n man en vrou in die huwelik. En die gevaar van weiering daarvoor is dat die Satan 'n mens by gebrek aan selfbeheersing kan verlei. Nou, dit is belangrik om te verstaan dat hierdie wonderbaarlike eienskap van menswees en deel van die huwelik is so kardinaal, en dit word ongelukkig dikwels so verkeerd gebruik. Ons weet dat mense mekaar straf deur omgang te weier, of dan ook iemand te wil beloon daarmee. En dit is tog nie waaroor dit gaan nie. Dit is deel van die normale deel van menswees, van huwelikslewe ensovoorts. En Paulus sê, as ons dan besluit om dit nie vir mekaar toe te laat nie, moet dit 'n ooreenkoms wees. Ons moet albei daarmee tevrede wees dat ons dit nie doen nie, en dan, nogal interessant, vir 'n bepaalde tyd en vir gebed. Nou, ek weet nie hoeveel van ons het dit al ooit gedoen nie, maar kom ons verstaan dat hierdie wonderlike voorreg wat ons as mense het, dat ons dit tot eer van die Here ook binne die huwelik kan geniet en gebruik, en so ook aan God eer bring op die regte manier. Daar's baie meer te sê, maar kom ons loop mooi.